9 Mei, Christus ons volmaakte geestelike voorbeeld, in gemeenskap met God. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Matteus 14, vers 23. Christus se krag was in gebed. Christus het hom na die bosse en berge onttrek, waar die hele wêreld uitgesluit is. Hy was alleen met sy Vader. Met diepe erns het hy gebid en al die krag van sy siel ingespan om die hand van God te vat. Toe nuwe groot beproewinge hom oorval het, het hy stilweg na die eensaamheid van die berge gegaan en die ganse nag tot sy hemelse Vader gebid. Aangesien Christus in alles ons voorbeeld is, sal ons, as ons soos hy ernstig en dringend bid dat God ons in die naam van hom, wat nooit voor die versoeking van die Satan geswoeg het nie, die krag moet gee om die planne van die listige vyand te weerstaan, ook nie voor hom swoeg nie. Te midde van die gevare van hierdie laaste dae, is die jeug alleenlik veilig as hulle al hoe meer waak en bid. Die jongelinge wat hom verlustig in die studie van Gods woord en in die uur van gebed, sal hom gedurig verkoop met lang slukke uit die lewende bron. Hy sal 'n sedelike pyl en 'n ruimte van gees bereik wat vir ander ondenkbaar is. Gemeenskap met God bevorder goeie gedagtes, edelstrewe, 'n duidelike begrip van die waarheid en verhewe beweegredes. God erken diegene wat hulle so met hom verbind as sy seuns en dogters. Hulle reik steeds hoër en verstaan God en die ewigheid altyd beter, totdat die Here hulle gebruik om lig en wysheid aan die wêreld oor te dra. Die krag wat ons uit gebed tot God put, sal ons toerus vir ons daaglikse pligte. Daar is groot krag in gebed. Ons groot teestander trag altyd om die verontruste siel van God weg te hou. Die Satan is meer bevrees vir die gebed van die nederigste heilige as vir die uitvaardigings van kabinette of die bevelle van konings.